Marie vra in watter gevalle word auto-assessments gedoen. Die meeste gevalle auto-assessments is vir redelike eenvoudige belastingopgawes wat derde party data alles deurtrek van verskeie plekke af na jou e-filing profiel toe of na jou opgawe toe. En dit is typies, jy werk vir een werkgewer, jy het 'n EP5, mediese fonds, annuïteite, rentebeleggings. Daai tipe items trek alles deur van daai derde partye af, van die banke af en van die werkgewer af. As jy meer as een werkgewer het, as jy iemand saak besigheid het of 'n part-time besigheid saam met jou salaris, jy dalk huurinkomste wat jy ontvang van 'n eiendom af. Daai tipe items sal alles maak dat die potensieel nie auto-assess word nie, want daar's te veel variables wat SARS nie van weet nie. In elk geval nie dadelik ten opsigte van derde party inligting wat deurtrek nie. So ek dink dis maar die groot kriteria is die eenvoudige opgawes word geauto-assess en die res moet na gekyk word. Miskien 'n bonus item net 'n bonus gedagte net bo op dit is baie keer gebeur auto-assessment, SARS weet nie van al daai extra items nie en dan moet jy natuurlik daai opgawe gaan edit sodat SARS die regte inligting wel by jou kry en wel reg aangeslaan word.